Het jy geweet dat jou verlede nog steeds 'n rol kan speel in jou hede? Al wil jy nie in die verlede leef nie, kan jou verlede in jou hede leef. En jy kan nog toelaat dat jou verlede 'n invloed het op vandag se lewe. En ek wil jou graag daarvan vertel. Elke mens se begeerte in die lewe is om vry te wees. Ons wil vry wees. Ons wil nie depressief wees nie. Ons wil nie in die verlede vasgevang wees nie. Ons wil nie dieselfde gedagtes oor en oor hê wat ons dieper en dieper in 'n donker gat invat nie. Ons wil gelukkige, normale, vry mense wees. En ons kan nie verstaan dat sekere dinge in ons lewens kom ons net nie oor nie. Dit hou ons letterlik vas. Ons kom net nie oor dit nie. En ons sê vir ander, ek kan net nie verstaan hoekom ek net nie oor hierdie ding kan kom nie. Ek kan nie verstaan hoekom kan ek nie aanbeweeg nie. Hoekom hou hierdie ding my so vas? Hoekom is dit so? Hoekom? En daar's verskillende redes hoekom ons in die verlede vasgevang word. En daar's baie redes. En ek wil aan soveel as moontlik wat die Here op my hart lê, wil ek graag met julle deel, want dit is so 'n belangrike ding vir ons as Christene om vooruit te gaan, en dit word ons getuienis dat ons het hierdie dinge oorwin. Maar ons voel net asof ons nie in beheer is nie. Ons het nie dis asof daar hierdie mag is wat ons net hou daarso, en ek wil vir jou sê dit is so. Daar is 'n onsigbare mag wat jou in jou verlede toegesluit wil hou. Want as jy in jou verlede kan leef, kan jy nie vooruit gaan nie. Jy kan maar probeer, maar jy sal die hele tyd teruggaan. Snellers gaan in jou lewe getrek word en jy gaan teruggaan. En saam met hierdie wat jy in jou verlede leef, beteken dit dat jy toegang gee tot, in die Engels noem ons dit familiar spirits. Wat sal ek dit nou noem? Familiar, bekende geesteswerking in jou lewe. So hoe meer jy in hierdie verlede van jou leef en nie vrykom uit jou verlede uit nie, en wanneer ek sê nie vrykom uit jou verlede uit nie, jy kan uit daai situasie wees al 20 jaar, 30, 50 jaar, maar jou gedagtes kan nog in daardie situasie leef en vanuit daai plek leef, en dit weer beïnvloed jou lewe vandag. Dit beïnvloed jou geestelike lewe, dit beïnvloed jou verhoudings, dit beïnvloed jou huwelik, dit beïnvloed hoe jy jou kinders grootmaak, dit beïnvloed soveel sfeers in jou lewe, omdat daardie bande, daai ongoddelike deure nog nie gebreek is of toegemaak is in jou lewe nie. Jy het seker al gehoor dat jy is 'n driedimensionele mens. Jy is gees, want jy is na God geskape. God is gees. Jy is gees. Jy het 'n siel. Jou siel bestaan uit jou wil, jou intellek en jou emosies. En jy bly in 'n liggaam. So jy is ook driedimensioneel. So wanneer ons oor jou wil praat, beteken dit oor wat is jou dryf, wat wil jy doen, wat is jy besig om jou eie dinge te doen, is jy besig om God te doen, want ons bid, Here, U wil in my lewe, maar ons doen ons eie ding. Jou wil kan so sterk wees, dat dit letterlik jou intellek override, en jy nie meer common sense het nie, want jou wil is te sterk vir jou intellek. En dan kom jy by die emosie gedeelte, jou emosies kan so sterk wees, jou passie kan so sterk wees, jou, emosies is so 'n intense deel van elke mens, en emosies is gesond, die Here het dit vir ons gegee, maar wanneer emosies jou as mens begin beheer, dan is dit juist waar die probleem inkom, want dan gaan jy net jou emosies volg. Die Bybel sê nie jy moet jou emosies volg nie, die Bybel sê jy moet die Here volg en die stem van die Here volg. Hy sê nie moet jou emosies volg nie, maar jy weet, ons sê, my hart het net vir my gesê ek moet. Jou hart, die Bybel sê jou hart is die mees misleidendste van alles. So moenie vir jou hart en jou emosies luister nie. Luister na die Here, luister na common sense, luister partykeer na jou intellek eerder. Maar die belangrikste is om na die Here te luister. So wanneer jou siel, of enige van die drie, jou wil, jou intellek en jou emosies beheer word, asof dit buite jou mag is. Jy weet, jy kan net nie verstaan hoekom jy so 'n obsessie het met hierdie persoon nie, of jy kan net nie verstaan hoekom jy net nie van hierdie persoon kan vergeet nie, of jy kan nie verstaan
hoekom hierdie situasie van 20 jaar terug, net elke keer as jy daaraan dink, dan sit dit jou net weer terug in 'n depressie nie. En dit is hierdie onsienlike mag wat ek van praat, wat vir jou sê, maar hoorie, daar's 'n opening in jou lewe. Daar's iets wat jy nie meer klaargemaak het in jou lewe nie. Daar's iets wat jy van vry moet word, sodat jy kan vorentoe gaan. En hierdie openinge kan 'n skreefie oop wees. Net 'n skreefie. Jy kan net sê, ek sal hierdie persoon nooit vergewe, en jy kan dit net so ligtelik sê. En net met dit maak jy 'n klein deurtjie skreefie oop. En die vyand het vrye toegang om te maak net wat hy wil. En so bring hy 'n klomp ander goed in jou lewe. So bring hy bitterheid in jou lewe, so bring hy ongesonde mure en maskers in jou lewe op, en jy kan nie eers meer jouself wees nie, want hierdie onvergifnis is besig om 'n wortel van bitterheid in jou lewe te word. Jou sielsdimensie is een van die sensitiefste areas in jou menswees. Mense sê so baie dat jy kan nog pyn op jou lyf vat, maar is daai houe op die siel wat die seerste maak. En dit is die waarheid, want jou sielsdimensie is juis gemaak daarvoor, sodat dit 'n opening vir die sensitiwiteit, vir die Heilige Gees kan wees om deur te kan werk. Maar wanneer jou sielsdimensie besoedel is, dan kan die Heilige Gees nie vrylik in en uit beweeg nie, want daar is net te veel mure en skanse opgebou om te keer dat jy nie kan seer kry nie, of dat jy nie mislei kan word deur mense weer ensovoorts nie, en dit maak dat jy dan ook die Heilige Gees keer om in jou lewe te kan werk. En in jou en deur jou die karakter van Jesus te kan uitleef, want jy het hierdie mure opgebou, so jy kan nie inkry wat die Heilige Gees vir jou wil gee, sodat jy van binne af na buite weer Jesus kan leef nie. En dit is waar die Bybel praat van ons vlees, en waar ons heeltyd in ons vlees insaai, is waar ons die heeltyd leuns koester, leuns van dat jy nie goed genoeg is nie, of hierdie leuen wat jou vasgevang hou in jou verlede. Daar's 4 areas wat jou gevange hou in jou verlede, wat die vyand se speelgrond word, om totaal en al jou lewe en jou toekoms te kan beheer, en jou generasies. Dit gaan so ver as wat jou kinders en jou kleinkinders ensovoorts. Wanneer jy dit nie stop nie, het dit 'n invloed op jou generasie. En dit moet verbreek word, dit moet gestop word. En vandag is die dag, die begin van die dag, wat jy jou generasies gaan verander. Nou, daar is spesifiek 4 areas wat jou in jou verlede kan hou. En ek wil aan al 4 van hulle raak, want hierdie 4 deure, hierdie 4 oop deure, of hierdie 4 bande of kettinge wat jou in jou lewe hou, in jou verlede hou, is so kragtig, wanneer jy dit identifiseer, en jy dit agter jou kan sit, en jy kan aangaan met jou lewe. Dit het so 'n groot invloed, en ons kan dit net deur die hulp van die Heilige Gees doen, want ons weet nie eers eintlik wanneer hierdie deure oop is nie. Ek onthou hoe toe ek self deur hierdie gebed gegaan het, om vir die Here te vra om regtig my sielsdimensie skoon te maak en vry te maak, en ek hom gevra het, maar hoekom kan ek nie oor dit kom nie, of hoekom reageer ek op sulke goed elke keer in my lewe as so iets, of iets soortgelyk in my lewe gebeur, en hy vir my gewys het, dat dit as gevolg van sekere vrese is, en of net sienswyses is, of wat ook al, jy weet, en so het ek gesien hoe ek vry word, toe ek daai dinge geïdentifiseer het. So hierdie 4 deure is baie, al 4 van hulle is ewe groot, maar ek wil vir jou sê, die sielsbande, seksuele sielsbande, of sielsbande wat as gevolg van seksuele verhoudings oopgemaak is en vasgemaak is, speel 'n baie, baie groot rol in mense se lewens, en as gevolg daarvan kan hulle nie vooruitgaan in hulle lewens nie, en hulle kan nie met hulle huweliksmaat
selfs 'n vertrouensverhouding hê nie, want daai ander persoon van 20 of 30 jaar of 10 jaar terug of 5 jaar terug of wanneer ook al dit hoe lank dit terug was, sy rol is nog so groot in hulle lewe. Die Bybel sê dat wanneer jy gemeenskap met iemand het, word jy een met daai persoon. So dit sê nie spesifiek die een met wie jy getroud is nie, dit sê die een met wie jy gemeenskap het, word jy een. So ek wil vir jou vra, met hoeveel mense is jy een? Hoeveel van jou siel is aan iemand anders vasgekleef en hoeveel van iemand anders se siel is aan jou vasgekleef? Die tweede deur of die tweede binding of band wat ons in die verlede hou, is haat, woede, bitterheid. Hulle al drie speel saam. En nou dit is een ding wat ek besef het, so 'n groot rol speel. Mense verstaan nie hoekom hulle 'n woede-uitbarsting het nie. Of hulle verstaan nie hoekom hulle spesifiek 'n haat of 'n teestand in iets of iemand het nie. Of hulle verstaan net nie hoekom hulle net 'n negatiewe mens is nie. En dit is as gevolg van 'n ding in hulle verlede wat hierdie deur oopgemaak het. Die derde ene is vrees. Nou dit is, die Bybel sê, ek het nie vir jou gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So die Bybel noem vrees 'n gees. Dis 'n ongoddelike gees. En dit is nie net van bang wees nie, dit is om letterlik vasgehou te word, sodat jy nie vooruit kan gaan nie. Vrees verlam jou, vrees vir mense, vrees vir die toekoms, vrees vir, daar is soveel dinge wat ons kan noem, en ek wil sommer net so 'n bietjie in diepte gaan daarmee, wanneer ons by dit kom. En dan die vierde ene is, nou julle gaan nou almal hierso sê, gelukkig het ek nou nog nooit in daardie area ietsie te doen gehad nie, maar dit is okkulte. Nou, die Bybel sê dat rebellie en eie wil is soos okkulte en afgodediens. So, okkulte en afgodediens kan in jou lewe nog steeds 'n rol speel, al het jy nooit glasie of enige van hierdie games gespeel of Satan aanbid of whatever nie. Maar daar kan 'n baie wye oop deur van okkulte in jou lewe wees, net omdat jy jou eie wil gevolg het, of gerebelleer het, of nie gesubmit het nie. So ek wil vir jou bid, en dan gaan ek met die volgende opname, gaan ek so 'n bietjie meer in diepte gaan oor hierdie 4 areas. Vader, ek bid vir elke luisteraar, en ek weet dat U al reeds in hulle harte begin praat het, net met die begin van hierdie boodskap. En ek bid dat hierdie die begin vir hulle sal wees van vryheid in hulle lewens. Dat hulle werklik sal kan vrykom, gelukkig kan wees, en 'n normale, gesonde lewe kan lei, en normale, gesonde verhoudings kan hê, en dat hulle ten volle uit hierdie vryheid hulle doel sal kan uitleef, en kan instap in die res van hulle toekoms in, vry, gesond, normaal, sonder negatiewe gedagtes en emosies en obsessies en dinge wat hulle net terughou in die verlede. En ek dank U, Here, dat met hierdie volgende paar opnames, dat U Gees daar sal wees om ons te ondersteun en te lei. Loof U in Jesus naam. Amen.